Naand vriende, wel ek is bly om weer hier te wees vanaand. En die rede hoekom ek laat was, ek net, ja, soos Broer Neville gesê het, ek was laat. Maar wat dit veroorsaak het, ek was, nou die dag het ek gesê in die kerk, julle weet, ek het gesê, wel ek gaan net probeer om weg te bly van oproepe en goed, kan dit nie doen nie. En so, ek het so pas die hospitaal verlaat, 'n paar hospitale in Louisville, net 'n paar oomblikke gelede, noodgeval. So dis hoekom ek net 'n bietjie laat was. Ek het net betyds ingekom om hier na toe te kom. So, en toe ek, vrou, dink ek het my gebel en my daarvan vertel. Ek glo Suster Huddle sou hier wees vanaand en is ook siek. En so, ek haat net beslis om dit te hoor. En ek het my neef in Louisville agtergelaat om net pas na Christus toe gelei, een goeie ding. En dit was 'n verskriklike siekte. Dis Hodgkin se siekte. En kan op enige tyd sterf. Glo die Here het hom genees oornag. So Broer Jim Weishaupt se klein seun wat daar bo lê met dieselfde ding, Veterane Hospitaal en Hodgkin se siekte wat om die hart en die borsholte uitbreek. En so julle weet wat dit beteken, dis net 'n kort rukkie. Niks wat hulle daarin kan doen nie, maar hulle weet hulle enigste hoop is God. Ek behoort eintlik na Milltown toe te gaan vanaand. Basti Rogers, julle nou wat hiernatoe kom. Baie van julle mense ken Broer Rogers in 'n ernstige toestand wat heeldag na my roep en klein Georgie Carter daaronder uitgevind was omtrent 12, 14 jaar gelede genees. Gelê op 'n bed vir 9 jaar en 8 maande en nooit opgestaan uit daardie bed nie. En een keer daar, ek het 'n paar keer vir haar gebid en een aand uitgegaan en was oorkant op 'n plek aan die bid. En die Here het afgekom, 'n klein liggie wat geskyn het deur 'n karnoelie bos, gesê, gaan na die Carters toe vir Georgie se genesing. Sy gaan genees word. Julle ken almal die geval, nie waar nie? Al hierdie jare sedertdien was sy nog nooit in die bed nie eers met 'n slegte verkoue glo ek nie. En ons het uitgevind dat sy nou sterwend is met kanker van die bors en het gebel. Sy het gehoor ek het teruggekom. Hulle het gesê sy het klaar opgegee. Sy het uit die bed uit opgestaan om haar genesing te aanvaar. So moet haar net sien. Môre is my laaste dag hier, moet vertrek. So hoop oproepe omtrent soos dit. So jy weet nie wat om te doen nie. Jy moet net die beste doen wat jy kan. Maar die hoofsaak, soos broer dit gesê, die belangrikste ding om te doen, jy moet alles versaak vir jou gemeenskap met Jesus Christus. Alles. Want in elk geval, ons mekaar begin dophou, en dan kom ons weg van Christus, jy sien. Ek sal liever baie tyd spandeer om gemeenskap te hou met hom, sodat jy ander kan help. Is dit reg? So dis goed om hier te wees vanaand vir hierdie biduurtjie, wat ons hier vergader op Woensdag aan. En ek het vergeet om te sê van die onderrig vanaand. So hier ek moet hiernatoe kom en net oopmaak. So op pad hiernatoe in die ligte van my motor, het ek iets hier opgetel waar ek Sondagskool onderrig het nie lank gelede nie, oorkant in die boek van Hebreërs vir vanaand. Ek dink die laaste keer wat ek Sondagskool hier onderrig het, voor ek oor see gegaan het, was ek in Hebreërs, die 10de hoofstuk. Ek nou dat toe ek aangelees het ek dit hier gemerk, die 18de vers vir volgende Sondag. En daardie volgende Sondag het nog nooit gekom nie. So miskien sal ons van daar af begin vanaand vir ons les vir die aand. Die Here seën julle en dan hou al hierdie ingebed. 'n Dame het my pas vertel 'n paar oomblikke gelede, soos ek ingekom het, 'n ou vriend van my buite in die hospitaal of onder in die hospitaal liewer, en het pas 'n operasie gehad. Bill Grant van die polisiemag hier, 'n goeie vriend van my, druk daardie foto's en goed in die hospitaal met 'n noodgeval in. En ek het broer Slotter se broer daar agter ontmoet. Jean het vir my gesê, glo ek, dat hy 2 keer in die hospitaal was. En dis net siekte oral, julle weet. Daar's geen einde aan nie, kwal het. Maar hy het gesê, julle weet, ek het al dikwels gewonder, toe Moses die kinders van Israel deur die woestyn gelei het, toe hy hulle uitgebring het, was daar omtrent 2 miljoen mense. Dis jong en oud en almal saam. En hy het hulle vir 40 jaar in die woestyn gelei. Nou dink net aan hoe nou daar buite sonder die sanitasie wat ons vandag so het. En hulle het ook nie gehad. Hulle het baie jong mense daar gehad. Hoeveel babas dink julle is in een nag gebore met 2 miljoen mense en dan, behalwe dit met al die ou mense en met die krepeles en goed. En hy het hulle gelei vir 40 jaar onder die leierskap van God. En die woestyn vir 40 jaar. En toe hulle uitgekom het, was daar nie 'n swakke onder hulle nie. Sal jy nie graag in Dr. Moses se medisyne tas wou kyk vanaand om te sien wat hy daarin gehad het om hulle gesond te hou nie? Sal julle almal graag daarna wou kyk?
Ek kan dit vir julle wys. Ons sal teruggaan hier in Exodus en ek sal hulle wys waar. Hierdie is sy medisynekus. Ek sal hulle wys wat hy hier gesê het. Ek sal reg in sy medisynesak kyk en ek sal sien wat dit sê. Wanneer daar 'n baba gebore word, wanneer iemand blinde darmontsteking gehad het of uitgeslaan het met TB of enigiets soos daardie, hier is die voorskrif wat Moses gelees het. Ek's die Here wat jou gesond maak. Dis die enigste ding wat hy gehad het. Ek's die Here wat jou gesond maak. Nou, dis die enigste ding wat hy gehad het. Dis goed genoeg, is dit nie? Moses het gesê, nou die Here is die een wat jou gesond maak. En hulle het net vir hom gebid en hy het gesond geword. En weet julle wat was nog iets wat gebeur het gedurende daardie tyd in die woestyn? Hulle het nie eers enige nuwe skoene nodig gehad toe hulle uitgekom het nie. En hulle klere het nooit oud geword nie. 40 jaar in die woestyn met net een mediese voorskrif. Ek's die Here wat al jou krankhede genees. En hy het dit gedoen omdat hulle hom op sy woord geneem het en net hulle self vrygemaak het van elke. Onthou nou, hulle is geleerd. Hulle was onder saam met die Egiptenare wat die slimstes was. Ons het nie vandag dokters so slim soos hulle was nie. Want hulle het goed gehad wat hulle gedoen het, wat wys dat ons nog nie daardie punt bereik het in wetenskap nie. Byvoorbeeld, die Egiptenare het gebou. Net 'n paar dae gelede het ek daar by die Sphinx verbygegaan om te kyk hoe groot daardie ding was. En daardie piramide is wel daarbo meer as 'n stadsblok hoog in die lug. Daar is tonne, daar is rotse daarbo amper so groot soos hierdie tabernakel. Hulle kon hulle nie vandag daarbo sit as hulle moes nie. So hulle het dit op een of ander manier gedoen. En dan die Sphinx. Ek dink dit neem 16 treintrokke om sy been op neer te sit. Wat van sy liggaam? En dit sit hoog in die lug dan. Hoe het hulle dit daarbo gekry? Sien, hulle was mense wat geheime gehad het, intelligensie wat ons nie vandag het nie. Ek dink ons het dit, maar ons het nog nie vorentoe gegaan daarmee nie, atoom of so iets, want elektriese kragte of geen kragte soos daardie kan dit oplig nie, maar hulle het dit toe gebou. En daardie piramide, die groot piramide wat daar sit, geografies, is so presies in die middel van die aarde, maak nie saak waar die son is nie, daar is nooit 'n skaduwee daar rondom nie. Ingenieurswese, ons moet baie ver kom om met hulle te vergelyk. En om te dink, dit was net meer as 5000 jaar gelede wat hulle dit gehad het. So daarin vind hulle die Bybel net dieselfde as hierdie Bybel hier, wat daarin geskryf is, net deur afmetings en so voort wat die evangelie en die skrif uitmeet, net soos ons dit hier het. Henoch het dit daar ingesit jare en jare voor die sondvloed. En dan het God 3 Bybels geskryf. Hy doen alles in 3. Hy het 3 Bybels geskryf. Hy het 3 komste van Christus gehad. Daar is 3 dispensasies van genade. Daar is 3 persone in die Godheid, 3 manifestasies van die een persoon in die Godheid liewer. En al daardie dinge. Sien, nou soos Jesus wat die eerste keer gekom het. Hy was 1 keer hier, was hy nie? Hy het gekom om sy bruid te verlos. Hy kom die 2de keer om sy bruid te ontvang, haar weg te raap, ontmoeting in die lug. Hy kom die 3de keer saam met sy bruid as koning en koningin. Sien, so dan is daar ook 3, die 3 in die manifestasies van God. God het homself 1 keer gemanifesteer in vaderskap, soos hy die kinders van Israel gelei het. Die volgende keer wat God homself gemanifesteer het, was in die seunskap, die Here Jesus Christus. Die 3de keer wat God homself gemanifesteer het, is met ons nou, die Heilige Gees. Sien, 3 manifestasies, alles in die 3. Nou laat ons oorgaan na ons les. Hoeveel hou daarvan om die Bybel te lees en net, ek is net lief daarvoor. As God wil, wanneer ek terugkom, gaan ek uit om 'n bietjie te rus nou vir 'n week of 2. So wanneer ek terugkom as God wil ek 'n herlewing hou hier by die tabernakel, sommer net 'n onderrigting herlewing. En ons gaan iewers in die Bybel neem en net regdeur gaan met ons. Onthou, hoeveel ou mense hier binne onthou toe ons altyd net soos die boek van Exodus geneem het, dit miskien vir maande en maande geneem het, nooit Exodus verlaat het nie. Ek het 1 keer vir Job gehad, omtrent nooit klaar gekry nie. Onthou julle dit? 'n Dame het vir my 'n brief geskryf en sê, "Broer Branham, gaan jy Job ooit van die ashoop afhaal?" Ek het op daardie een onderwerp gebly, arme ou Job, wat daar buite op die ashoop sit, julle weet, al sy vriende wat hom net verlaat het, hy was uitgeslaan en sweer en alles. Ek het so jammer gevoel vir die ou kerel tot ek. En toe, hoe die Here omgedraai en hom geseën het, omdat hy geleef het na die beste van sy wete onder die brandoffer. Dis al wat hy geken het en hy om sy sondes te bely en hy het
gegaan en sy kinders gekry en 'n offer gemaak, gesê, hulle mag in die geheim gesondig het en hulle weet dit nie. Hoe hy 'n regte vader was en God het vir hom al daardie kinders teruggegee aan die einde, het julle dit geweet? Sê ek wil iets vra daar. Kan julle nog onthou hoe hy sy kinders teruggegee het? Nou onthou, hy het vir hom 'n dubbelmate gegee, soveel 1000 osse hy eers gehad het. Toe hulle almal weggeneem is, het hy daardie osse verdubbel. Toe die skape, het hy daardie skape verdubbel. Maar onthou, hy het, ek glo dit was 7 of 12, ek vergeet nou watter dit was, seuns en dogters gehad. Maar hy het dieselfde hoeveelheid seuns en dogters gehad. God het hulle vir hom gegee. Is dit reg? Sien, hy het al sy goedere verdubbel hier op aarde. Nou maar sy seuns en dogters, hulle is almal dood, maar hy het hom dieselfde getal seuns en dogters gegee. Het julle ooit opgelet? Julle ooit daaraan gedink? Onthou julle toe ons dit geleer het? Sien? Waar was daardie seuns en dogters in die heerlikheid op hom gewag, sien? Hy het hulle elkeen vir hom gegee. Sien, daar was nie een van hulle verloor nie, sien? Dieselfde getal seuns en dogters wat hy aan die begin gespesifiseer het, hy het dieselfde getal aan die einde gespesifiseer. Maar hy het sy getal skape en osse en so voort verdubbel soos daardie. Maar sy seuns en dogters almal gered, het in die heerlikheid gewag vir Job om na hulle toe te kom. O goeieste, dis alles werd, is dit nie? Goed, boek van Hebreërs. Paulus, na my mening, Paulus wat praat met die Hebreërs om wet van genade te skei. En ons het gehad, miskien sal ons net 'n paar verse lees van die eerste verse van die 10de hoofstuk, dan gaan ons begin egter by die 19de. Ek dink laat ons sien, die wet wat 'n skaduwee het van toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word deur die wat kom tot volmaaktheid lei nie. Nou ek dink, as hierdie deel reg verstaan, dat Paulus vir hulle probeer sê dat die ou wette 'n skaduwee was van die nuwe dinge wat sou kom. Nou hulle 'n skaduwee is iets as jy na die muur toe sou gaan, of op hierdie manier teen die ligte, sal jy uitvind dat jou skaduwee voor jou uitgaan. As jy na die sonsondergang toe begin gaan, sal jou skaduwee agter jou wees. Nou let op, die hele wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, sien net 'n skaduwee. Maar onder die ou bedeling het Paulus probeer sê hoe die manlikes wat besny is na die vlees 'n tipe was van die besnydenis van die hart, van die Heilige Gees van hierdie dag. Hoe dat hulle gebooie onderhou het daar wat op kliptafels geskryf was. In die laaste dae het God gesê, hy sou hulle skryf op die vleestafels van ons hart. Nou die enigste manier destyds daar, toe hulle geweet het, dit was verkeerd om, jy mag nie steel nie, hulle moes dit op die gebooie sien. En die wet is bygevoeg om versoening te bring. Want as daar geen wet is nie, wel, as daar geen wet is nie, is daar geen sonde nie. Want as dit nie verkeerd is nie, as daar geen wet in hierdie dorp is, wat sê jy kan nie oor 'n rooi lig ry nie, jy kan nie hierdie doen nie, wel as jy oor 'n rooi lig ry, het jy nie verkeerd gedoen nie, want daar's geen wet wat so sê nie. So die wet het toorn gebring, of het sonde uitgewys, sien. Hulle het nie gehad, hulle het al daardie dinge gedoen onder voor die wet, en hulle was nie sonde nie, omdat daar geen wet was om te sê dat hulle sonde was nie. Maar toe die wet gekom het, is die wet bygevoeg, tot die volmaaktheid gekom het. Nou die mens het altyd iets probeer vind om homself mee te red. Hy doen vandag nog steeds dieselfde ding. Hy het net nie opgehou nie. In Indië, verlede week, het daar mense gekom wat heeltemal blind was. Gekyk het na die son om vrede vir hulle siel te probeer vind. Party van hulle met hulle vingernaels wat agteruit hulle hande uitgroei soos daardie, om vrede vir hulle siel te probeer vind. Gesê, hulle het nog nooit hulle hande laat sak nie, en dit opgesteek vir 40 jaar, om vrede te probeer vind. Ander met hulle voete amper van hulle afgeskroei,
waar hulle deur warm kole geloop het, om vrede te probeer vind, om hulle gode te behaag. Lê op glas en dit wat net ou gebreekte bottels en goed is, lê op spykertafels en alles, om te probeer vrede vind. En geen vrede vir hulle nie, want dis alles afgoderry. As ons hier in Amerika sal nie oor die straat loop om vrede vir ons siel te vind, by die regte, egte en lewende God nie, dis reg. Maar al daardie dinge, daardie heidense idees van die mens, destyds in die tyd toe God die wet gestuur het en bygevoeg is vir ons om te wys dat hierdie goed sonde is. Maar nou, daardie wet kon nie sonde wegneem. Dit het net sonde vergroot. Sien, want as daar geen wet is wat sê jy kan dit nie doen nie, wel, dit is nie, as jy dit nie doen of oortree dat, jy kan dit nie oortree nie, want daar is geen wet om te oortree nie. Maar wanneer die wet in werking tree, dan word sonde gemanifesteer. Dan was hulle sou sê, jy mag nie steel nie, jy mag nie oorspel pleeg nie, jy mag nie valse getuienis aflê, al daardie dinge. Hulle het dit tevore gedoen, maar dit kon nie as sonde gereken word nie, want daar was geen wet daarteen nie. Maar toe die wet ingekom het, het dit die mens laat besef, hy kan nie steel nie, hy kan nie lieg nie, en hy oorspel pleeg nie. En al die gebooie vergroot het, maar tog het daardie wet nie sonde weggeneem nie. Dit het net die mens laat besef, dit is sonde. Toe Christus gekom het Christus gekom om sonde weg te neem, sien. Nou die enigste ding wat die wet gedoen het, hulle het geweet dat 'n onskuldige plaasvervanger moes sterf vir die onskuldige. Daardie wet het destyds begin in die tuin van Eden. En toe nou sou hulle 'n skaapoffer of 'n jong bul of iets, en dit doodmaak, die bloed op die altaar uitgooi en so voort, want dit was 'n bedekking of 'n plaasvervangersoffer. Maar dit kon nooit sonde wegneem nie, want daar is nie genoeg krag in 'n dier se lewe om versoening te maak vir 'n menslike lewe nie, want die menslike lewe is groter as die dierelewe. Nou hier is ons wat hier sit vanaand. Ons is waarskynlik Duits, Iers en sovoorts, 'n paar gekleurde mense. Hulle maak nie saak of hulle swart, wit, geel of watter kleur hulle ook al is nie. Almal van ons het uit een persoon gekom, sien? Dit kan wetenskaplik bewys dat jy in die donkerste van Afrika kan ingaan en die swartste man kan kry wat jy kan vind, en as jy siek was, kan hy vir jou 'n bloedoortapping gee. Jou bloed is net presies soos syne. Of jy kan in China ingaan en die geelste man kry wat daar in China is, en hy kan vir jou 'n bloedoortapping gee, sien? Of die bruinste man wat daar in Indië is, kan vir jou 'n bloedoortapping gee. God het deur een bloed alle volke, alle mense gemaak. Maar daar's nie 'n dier in die wêreld wat met menslike bloed sal ooreenstem nie, sien. Dierlike bloed, elkeen van hulle is verskillend, maar menslike bloed is almal dieselfde. Nou as dit nie die idee van party van hierdie mense wat praat en hulle in die skool leer hier, dat ons vanaf diere lewe geëvolusioneer het nie. As dit so is, dan kon die dier vir die mens 'n bloedoortapping gee. Maar die bloed, die menslike lewe, lê dieselfde, maar die dierelewe, party van hulle is soos 'n slang. Hy is koudbloedig, 'n vis, hy is koudbloedig, maar nou 'n beer, eland of hond of perd, hulle is ander soort. Ook geen een van hulle kan vir mekaar bloed oortap nie, want hulle is almal verskillend, maar die menslike wese is almal dieselfde. Dan deur die offerhande van dierebloed was net 'n plaasvervanger onder die wet. Totdat Jesus gekom het wat nie gebore is uit enige mens nie. Geen man op hierdie aarde was sy vader nie. Hy het 'n moeder gehad en die moeder was 'n maagd Maria, 'n meisie van omtrent 18 jaar oud. En die Heilige Gees het haar oorskadu, wat God die Vader self was en geskep. Die enigste een wat die wêreld in ontstaan gespreek het net gespreek. Julle weet Sondag hoe ons daarop ingegaan het. Wanneer God spreek, moet dit so wees. Daar slaat 'n manier om weg te kom daarvan nie. God sê, laat daar wees en dit moet wees. Niks, die einste woord self, en die woord was 'n gedagte. God toe hy woord is 'n uitdrukking van 'n gedagte. God het gedink in sy gedagte, dit in ontstaan gespreek.
En ons het geloof in ons hart, die geloof van God in ons hart en kan dit duidelik sien. Dit word 'n geloof en dan spreek ons dit uit en dit ontstaan dieselfde ding, want die gedagte van Christus is in die mens. Dis wat genesings maak en so voort. Wanneer jy daardie volmaakte openbaring kry, net wat jy doen, dan weet jy hoe om te wandel. Dis dit, want dis die Christen wandel. Nou maar die bloed van diere het nie sonde weggeneem. Toe Jesus gekom het as God self gemanifesteer in vlees, was sy bloed nie van enige ander mens se bloed afkomstig nie. Elkeen van ons, elke profeet, elke groot man was menslike bloed. Maar hierdie man het goddelike bloed gehad. God self het die bloedsel geskep. En die persoon, jy kom vanaf een bloedsel. As jy ooit daarna kyk onder 'n vergrootglas, ek het 'n paar weke gelede en die teel van diere sodat jy of beeste en tiene van duisende van kiemselle daar binne en daardie kiemselle bloedselletjies tref en hier binne in die gewone mens. Maar in hierdie plek het God self hierdie bloedsel geskep sonder enige daad hoegenaamd van die mens. En daar het sy eie seun gekom, Christus Jesus, in wie God self gewoon het, wat hom Immanuel op aarde gemaak het. Dis die prentjie. Dis wat jy moet glo om gered te word. En toe het Jesus vrywilliglik, hoef dit nie te gedoen het nie, maar vrywilliglik, met die liefde vir sy medemens in sy hart, gesterf op Golgotha, en daardie bloed gestort met die sonde van die wêreld op hom, dat hy ons sonde na Golgotha toe geneem het op homself. Nou is dit nie wat ek kan doen nie, dit is nie of ek goed is of nie, dis of hy goed was. Ek kan nooit goed genoeg wees om dit te maak nie, jy kan nie goed genoeg wees om dit te maak nie. As jy dit ooit maak, sal jy staan in die verdienste van Jesus Christus. Ek sê julle dit nou, want daar is niks anders wat jy kan doen nie. Maar God het al ons sondes oorgedra op hom en hy het gesterf. En omdat hy as 'n sondaar gesterf het die Bybel gesê, het sy siel hel toe gegaan. Dis reg. En terwyl hy daar was, het hy gepreek aan diegene wat in die gevangenskap was, wat nie bekeer het in die langmoedige dae van Noag nie. Maar dit was nie moontlik dat hy sy liggaam sou oorgee aan die verderf of sy siel aan die hel nie. En op die derde dag het hy opgestaan vir ons regverdigmaking. Om vir ons te wys dat as ons geloof bely is in hom en ons wedergebore is uit die Gees, dat so seker as wat hy uit die graf uitgekom het, ons ook sal opstaan in sy tweede koms. O, wat 'n volmaakte hoop. O, wanneer jy die godsdienste van die wêreld sien en hulle bygelowe en dan sien waar ons verlossing en vaste vertroue gebaseer op 'n fundamentele beginsel, dat alle duiwels in die hel dit nie kan skud nie. Jy kan hulle skoonheid sien uitbeeld. Die Boeddha godsdienst is 'n pragtige godsdienst. Die Hindu godsdienst is 'n pragtige godsdienst, maar broer, hulle is net so leweloos soos lewe kan wees. Waar lê lewe? Lewe lê in bloed. Bloed is die lewe en dis die enigste man wat die regter soort bloed kon bloei, want hy was God se eie bloed. En hy het die bloed gebloei wat jou en my verlos het. En so, ons verlossing lê in Christus Jesus, wat hy vir ons gedoen het op Golgotha. Maak nie saak hoe laag ons raak, hoe onsedelik ons raak, hoe besoedel ons raak nie. Wanneer ons na Golgotha kyk met 'n egte hart en ons sondes daar op Golgotha bely, handel dit af. Dis reg. Net sodra jou belydenis jou lippe verlaat, is God verplig om jou te antwoord. Dis reg. O, as ek daaraan dink. O, geen wonder Paulus het gesê, ek het daar gestaan by die kamer nou die dag, waar hy sy kop afgekap en hom oorkant in 'n sloot gegooi het. Ek het gedink, net voor dit het hy gesê, o dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Maar dank God wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus sien, dit rus net. O, dis waarvan ek hou om oor te praat. Luister, party van julle jong manne. Julle mag jonk wees en dit kan so broos wees, dat julle dit nie eers oplet nie, maar wag net 'n bietjie. Totdat julle hier lê op die hospitaal, die dokter sê jy het 2 dae om te lewe of 2 ure. Wag net 'n rukkie totdat daardie hart, daardie slag begin oorslaan en jy dit teen jou mou voel opkom. O broer, dan sal jy met alles soek.
Wat alles van die lewe gaan dan saak maak? Dis verby. Wag tot die hare op jou kop begin grys word. En jy besef jy staar 'n eindelose ewigheid oorkant in die gesig. Hierdie siel wat nou hier binne in jou lewe breek uit soos 'n tand wat uitgetrek word, wat uit jou uitgetrek word soos dit om iewers in te gaan waar jy nie weet waarheen jy gaan nie. Jy beter dit nou oordink en dit nou afhandel, want jy mag uitgeruk word soos dit, selfs sonder 'n kans om te bekeer. So kom nou reg. Daar is geen verskoning vir die Amerikaanse mense nie. Daar die heidene uit Suid-Afrika en uit Indië, ver terug daarin, sal opstaan in die oordeel en hierdie geslag veroordeel, omdat ons lig het en evangelie en kerke en seëninge en alles hier, en ons weier om dit te aanvaar. Dis waar die probleem is, vriend. Nou ek sê dit kort af, want dis vir julle beswil, sien? Want julle moet dit doen. Nou die wet wat 'n skaduwee het. O, as ek daarin dink, die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade. Kyk wat die wet aangebied het. Blaai om na die volgende hoofstuk, die 11de hoofstuk van Hebreërs. Kyk wat het Daniël onder die wet gedoen. Kyk wat het Henog onder die wet gedoen. Kyk wat het Moses onder die wet gedoen. Dan as hy net onder die skaduwee van die versoening gelewe het, wat behoort die Christenkerk vandag te doen met die werklikheid van die opstanding van die Here Jesus Christus? Waar staan ons vanaand, vriende? Ek sê vir julle, dit behoort elke Christen die wapenrusting te laat vastrek. Daaroor kan dit gesê, trek aan die volle wapenrusting van God en maak seker om die borswapen te bring en die helm en die skild en al daardie dinge. Paulus wat dit vergelyk het met 'n soldaat wat oorlog toe gaan. En wanneer die liste van die duiwel inkom, gooi jou skild op, gaan uit en trotseer dit. Nou, as die wet dit kon voortbring, wat behoort die werklikheid van die bloed van Jesus Christus? As 'n dooie letter dit sou doen, wat behoort die opstandingskrag en mag en gees van die Here Jesus Christus voor te bring? Nou, ons behoort kerk toe te kom met die grootste eerbied. Ons behoort in die kerk te kom soos ware heiliges van God, in te stap en ons plek in te neem en ons gedagtes op Christus te hou. Ons behoort alles van die wêreld te versaak, soos daardie. En as jy werklik wedergebore is, hierdie mag nou net 'n bietjie seer maak, maar jy weet, hierdie is die huis van teregwysing. As jy regtig gebore is uit die gees van God, is dit in elk geval waar jou hart lê. Dis wat, jou gedagtes is oorkant geanker. Sien, as jy ooit, Jesus het gesê, hy wat my woorde hoor en hom glo wat my gestuur het ewigdurende lewe. Hy wat my woorde hoor en glo. Nou, as jy reg glo, as jy dit net met jou lippe bely, help dit nie veel nie. Maar as jy uit jou hart uit glo dat Jesus die Seun van God is, kan jy nie dieselfde lewe lei wat jy eers gelei het nie. Jy kan nie, as jy ooit 'n werklike blik van Golgotha gekry het. Nou, as jy net 'n lukrake manier neem, bluf jy net jouself. Maar wanneer jy werklik 'n blik kry van wat Jesus was, o goeieste, hoe graag wil ek die godheid preek, die oppergodheid van Jesus Christus. As julle ooit kan besef wie hy was en wat hy vir julle mans en vroue gedoen het, sal julle harte in julle skeur en julle sal gewillig wees om die gemors van die wêreld weg te gooi om te lewe vir hom. O wonderlik, en wat 'n persoon was hy, as julle die neerdaling van God self kon besef, wat homself ontvou afkom, totdat hy in jou hart kan inkom. Toe God die Vader in die vorm van die groot wolk oor die kinders van Israel gehang het, toe hy neergedaal het op die berg daardie môre om die wet te skryf, wel, selfs as 'n dier aan die berg geraak het, moes hy deurboor word met 'n pyl. Net deur heiligmaking het hy Moses laat opkom, het vir Aaron ver onder aan die onderpunt van die heuwel gesit, om wag te hou en te kyk dat niks. En toe daardie vuurkolom neergedaal het op daardie berg, die weerlig wat losbars en die donderslae wat brul, die duisternis wat neerdaal. Toe jou hoof van God, die skepper van alle ewigheid, neergedaal het op die berg wat hy self geskep het, die saamgepakte wolk wat losgebard het met weerlig en die skudding van die aarde, totdat daardie Israeliete wat daar buite in die kamp gestaan het met bloeiende offerhande om hulle gesê het, laat Moses praat en nie God nie, sodat ons nie sterf nie. Dink daaraan.
Daardie selfde almagtige groot wese het homself verneder en homself ontvou en in 'n liggaam van vlees ingekom wat enige mens kon aanraak met sy hande. Wat doen hy? Eis sy weg op om aan die mens te probeer inkom. Toe daarna het hy gegaan en sy eie bloed opgeoffer toe geen ander bloed sou werk nie. Geen wonder, hy was die kosbare prys van die hemel nie. Geen wonder, hy was die koning van alle konings nie. Toe hy homself ontvou het en afgekom en homself oorgegee het in die hande van sondige man om geslaan te word en opgespieg en verblysel en gehang aan die kruis en te sterf. Toe hy daar gestaan het, iemand gesê het, toe hy gesê het, ek kon my Vader roep en hy sou 10.000 engele stuur, maar my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En daardie skades gesê, weg met hom, weg met hom. Hoekom het hy nie omgedraai en gesê, weg met julle nie? Hier is die rede waarom hy nie kon nie, vriende. Kyk daarna, daardie was sy eie kinders, om te dink aan 'n man se kinders wat uitroep vir hulle pappa se bloed. As my kinders sou roep vir my bloed, sou daar niks anders wees wat ek kon sê as, neem my nie. As hy geweier het om dit te doen, sou hy sy kind verloor het, sy einste skepping, sy menslike wesens. En dit was hulle wat geroep het vir sy bloed. Kan julle voorstel, die kinders wat roep vir hulle vader se bloed, dis hoekom hy nie nee kon sê nie. As hy nee gesê het, was hulle verlore. Ek sou vrylik sterf vir my kinders en enige ander vader sou. Kyk wat hy was, sy eie kinders wat geroep het vir sy bloed. En die geregtigheid van die wet het bloed vereis en die bloed van skape kon dit nie doen nie, bloed van bokke kon dit nie doen nie, die bloed van beeste kon dit nie doen nie, maar die bloed van God self moes dit doen. En God het vlees geword, het hier op die aarde gewoon. Daardie groot bulderende persoon op berg Sinai was toe hier in vlees. Toe het hy die weg gereinig dat hy in jou hart kon kom lewe. En nou lewe daar dieselfde gees wat gebulder het van die berg van Sinai af in die menslike hart. Wat 'n wonderlike goeiste dit. Dit behoort elke hart te laat spring en om daaraan te dink. Nou vinnig voortgaan. Paulus het afgegaan af na die 5de en 6de vers hier. Ons probeer by die 19de kom sodat ons kan opskud. Die 9de, die 5de en 6de en verder aan het gepraat van hoe die wet vooraf skadu, hoe dat in die Ou Testament. Ons het daar deurgegaan. Nou die dag, dit was 'n paar maande terug in Sondagskool. Die man is onder sonde, sê het oorspel gepleeg, of hy het gesteel, of hy het die Sabbat gebreek, of een of ander gebod. Dan moes hy 'n lam kry, en hy moes hierdie lam na die oudstes toe bring, en hulle moes hierdie lam ondersoek. The lamb had to be blameless, had to be without a flaw on it. Die lam moes sonder blaam wees, moes geen gebrek hê nie. Kyk na die betekenis hier. Die lam moes sonder blaam wees vir 'n geblameerde persoon. Amen. Ek hoop julle sien dit. Goeie. Ek het nou 'n storieetjie. Ek weet nie of ek julle al ooit vertel het of nie. Dis net 'n fiktiewe storieetjie so daardie onder die wet. As 'n ou maaperd 'n vulletjie gehad het en hy was 'n muil, julle weet, en sy oor het gehang en hy was lamlendig en wat 'n skeel en verskriklike muil. Ja, daardie muil, as hy na homself kon kyk, so hy sê, o goeieste, wanneer die meester uitkom, sal hy my doodmaak, want hy sou my nie voer nie. Ek is nie waardig om te lewe nie. Kyk na my, wat 'n verskriklike gemors ek is. Maar as die ma die kleintjie kon antwoord, sou sy sê, wag 'n oomblik, skat. Jy kan lewe, want jy is my eersteling en jy het 'n geboortereg. Nou wanneer die meester uitkom en jou sien in jou toestand, moet hy teruggaan en 'n lam sonder 'n gebrek daaraan kry en dit doodmaak, sodat daardie krepelmuil kan lewe. Julle sien, die priester het nooit die muil gesien nie. Hy het die lam gesien. Dit was nie of die muil volmaak was nie. Dit moes 'n volmaakte lam wees. O, ek hoop julle sien dit. Dit is nie of jy goed genoeg is om 'n Christen te wees of nie. Dit is of hy goed genoeg was. As God hom aanvaar het en sy bloed maak 'n versoening, sien God jou nie. Hy sien die lam. O, goeieste dank aan haar die muiltjie, sy stert in die lug opsteek en snork en spring en rond hardloop oor die veld 'n lekker tyd hê. Hy gaan lewe, maar een volmaak moes sterf vir die onvolmaakte. Dit was ek, William Branham, niks werd, nie werd om te lewe nie, geskik om hel toe te gaan, gebore in 'n sondige familie, as 'n sondaar grootgemaak, totaal niks werd, niks goed omtrent my nie. Dis reg, maar eendag,
het ek aanvaar. Halleluja, toe God afgekyk het op Christus en Christus my plek geneem het, dan sien God my nie, hy sien die volmaakte een. Dan solank ek hierin is in hom, dan is ek vervolmaak, nie in myself nie, in hom, nie my volmaakheid nie, ek het niks, jy het niks, maar dis sy volmaakheid. Daarom Jesus het nie 'n fout gemaak toe hy gesê het, wees julle dan volmaak, selfs soos julle Vader in die hemel volmaak is nie. Hoe kan 'n menslike wese volmaak wees? Hy kan volmaak wees deur sy volmaakte geloof wat rus in hom, wat sê, hy het die prys betaal vir my. Jesus het dit alles betaal, ek's alles verskuldig aan hom. Sonde het 'n rooi vlek gelos en hy het dit so wit soos sneeu gewas. Wiste, dit maak ons almal skreeuende Methodist nie waar nie. Wanneer jy daarin dink, ek glo daar en ek glo in 'n oudtydse ondervinding van skree. Ja, meneer. As die kinders die regte soort vitamine kry, voel hulle altyd goed, julle weet. Jy weet wat ek bedoel? Ons het 'n bietjie geestelike vitamine in die kerk nodig vandag. Dink julle nie so nie? Herinner my aan 'n boer een keer, het 'n ou klein. Die een boer, hy het 'n skuur gehad en het al die goeie boerdery implemente gehad, waarmee hy kon boer, trekkers en alles. Maar hy was te lui om te boer, so hy het net die plek laat toegroei met onkruid, en toe dit herfs geword het, was die enigste ding om te doen, om sy onkruid te sny en dit in die skuur te sit. En daar was 'n ander boer, het nie so 'n mooi skuur gehad nie, maar hy was 'n slim man, en hy het uitgegaan en hy was hardwerkend. En hy sou werk, want hy wou sy kudde voer. Hy het goeie klawer en lucern geoes, en dit bo in die skuur gesit. Op albei plase is daar 'n kalfie gebore elke jaar, hierdie jaar. En toe die kalfie oorkant in die ander skuur, hy moes onkruid eet, maar hy het 'n lekker mooi skuur gehad. En die ander kalfie het nie veel van 'n skuur gehad nie, maar het iets gehad om te eet. Dit laat my dink aan party van hierdie ou kerkies. Kyk na hierdie eislike groot ambisieuse plekke, julle weet, met $1000 pyporgels, duisende het ek bedoel, en sagte sitplekke en dit alles. Maar is daar enigiets om te eet? Dis die volgende ding. Jy gaan in 'n omsendingstasie in iewers, julle weet, en mag baie daarin kry, julle weet, geestelike vitamine. God het hulle vir jou om jou gees op te help, jou bietjie op te kikker. Dis die preek van die evangelie, halleluja. As dit in die kerk opkikker nie, is daar niks wat sal nie. Geloof kom deur die gehoor van die woord. Wanneer ek hoor Jesus het vir my gesterf, sê ek, dit handel dit af, prys God. Ek's nou veilig, want ek's in hom. Hy het my aanvaar, dis reg, hy het my gekies. Hy het jou gekies. Elkeen van julle hier binne wat 'n Christen is, Jesus het jou gekies. Dis jou nog goed. Hy het jou geneem. Hierdie kalfie, een van hulle het omgerol was in hierdie eislike groot mooi skuur en 14 karaat rakke, julle weet, in kamping goed. Toe hy uitgekom het, kon die arme kereltjie skaars uitloop, julle weet. Hy was so swak van onkruid eet die hele winter. So die ander, hy het buite op die skuurwerf gekom, julle weet, in die warm wind wat gewaai het en soort van, wind het hom amper omgewaai. Hy was so swak. En aan die ander kant het hierdie boer hierdie kalfie losgelaat en hy was net vet en rond, julle weet, goeiste, hy was in 'n goeie toestand. Toe hy daar buite kom, het hy net begin op en afspring, rondspring, julle weet, 'n goeie groot Pinksterdiens gehou net aan die rondspring daar. Weet julle wat daardie kalfie gedoen het? Die een oorkant in die groot skuur het al die groot goed gehad, julle weet. Hy het afgekyk, sy oogie deur 'n skeefie gedruk en gesê, sulke fanatisme. Daardie kereltjie het goed gevoel. Geen wonder hy kon rondspring nie. Hy was vet gevoel. Hy het goed gevoel. Dis hoe dit is wanneer 'n man regtig sy geestelike vitamine kry. Die huis van God kom daar, sy siel voed op die woord van God, waar hy weet waar hy staan. Al sy ou bygelowe vlieg weg in die duiwel aanbidding en al die res, dit word net verstrooi wanneer hy sien dat Jesus Christus in my plek gesterf het, my plek daar op Golgotha geneem het. Suiwer goddelike liefde kom daar, dit laat my myself wangedra vir die wêreld nou en dan. Ek voel net baie goed daaroor, want ek word net volgestop met vitamine, dis wat, hierdie goeie ou vitamine hier. Nou Paulus het gesê, as die aanbidder gekom het en gebring het die klein, as hy verkeerd gedoen het hy gekom met hierdie lammetjie. Nou die hoëpriester het deurgekryk, die priester het en gesien daar was niks verkeerd met die lam nie, om nagegaan, gekyk of dit reg was, en as dit was, het hy die lammetjie neergelê op die altaar. En hier het die man gekom wat verkeerd gedoen het, en gesê, nou ek het gesteel, ek weet nou dat ek die dood verdien, want ek het verkeerd gedoen. God wil nie hê dat ek steel nie, sy gebod sê nee. Nou gaan ek my hande lê op hierdie lammetjie, en God se gebooie hier het gesê, jy mag nie steel nie, en ek het gesteel.
So ek weet ek verdien die dood. Iets moes antwoord vir my sonde want ek het gesteel. En God het gesê die dag wat ek daarvan eet, daardie dag sterf ek. So het ek gesteel en God het gesê, jy steel, moet jy sterf daarvoor. So hy het vereis, as ek nie wil sterf nie, moet ek die lam bring. So ek lê die lam hier neer en ek sit my hand op hierdie kleintjie se kop en hy wat net bler en aangaan. En ek sê, Here God, ek is jammer dat ek gesteel het. Ek bely en ek beloof ek sal nie meer steel nie. As hy my net nou sal aanvaar en vir my offering en vir my dood, gaan hierdie lammetjie in my plek sterf. Dan neem hulle die groot haak en sit dit onder sy keeltjie en sny dit soos daardie. Hou hom regop soos hierdie en die kleintjie wat bler. Die wol wat waai vol bloed soos daardie. En hierdie arme mondjie en hy wat bler. En die eerste ding waarvan hy weet, loop sy bloed alles uit en hy buig sy koppie. Dis alles daarvan. Dan die man dis hier neergeskryf op 'n rekord, dis oorkal langs die ark geplaas soos hierdie, dat hierdie man 'n belydenis gemaak het. As hy dit die tweede keer doen binne 'n jaar, moet hy in elk geval sterf. Hy moet saam met die lam sterf. Nou dit was die Ou Testament. Hy het net reguit daar uitgegaan en sodra hy belydenis gemaak het, weer reguit uitgegaan. En miskien oorspel gepleeg, miskien het hy iets verkeerd gedoen, baie meer. Wanneer hy weer daar uitgaan, miskien het hy 'n man doodgemaak, maar wanneer hy weer uitgaan, in elk geval, het hy met dieselfde ding in sy hart daar uitgegaan, as wat hy het toe hy ingekom het. Daar is geen verandering in hom nie. Hy het net volgens die wet, letter van die wet, die vereiste nagekom. Nou, dit kon nie maak, kon nie sy hart verander nie. Die enigste ding wat hy geweet het, was verkeerd, want hy het dit in die wet gelees, en die lam het in sy plek gesterf. Nou, toe Jesus kom het sien, die bloed van Christus sien, watter soort bloed was daardie wat gebloei het? Dierse bloed, dierlike lewe vir 'n mens se lewe. Dit kan net nie sonde wegneem nie. Kan nie. Nou toe Jesus kom het, was dit nie net menslike lewe nie, maar dit was God se eie lewe self. Dis wat in sy bloed was. Nou ons sien dat ons verkeerd gedoen het. O, ek het verkeerd gedoen. Ek het gesondig. Ek het verkeerd gelewe. Ek het verkeerd gedoen. En nou kom ek na die altaar. Deur geloof sien ek die offer. Ek lê my hande op Jesus se hoof. Ek sê, dierbare God, ek weet dat my eks is sondaar en die loon van sonde is die dood. En as ek verkeerd doen, moet ek sterf. En as ek sterf, kan ek nie in u teenwoordigheid kom nie. Ek sal gestraf word in die hel vir altyd en altyd. So ek's verkeerd, Vader, en ek wil reg wees en ek wil nie so sterf nie. So ek lê my hande op sy hoof en sy lewe is geneem vir my lewe. Maar die ding daarvan is, wanneer ek weggaan van die altaar af, gaan ek weg met 'n veranderde hart, sien? Die eerste man het weggegaan onder die wet, onder dierlike bloed. Dit kon nie sy hart verander nie, want 'n dierlike lewe sal nie ooreenstem met menslike lewe nie. Die dier kan nie vir die mens bloed gee nie. Sien, die dier kan dit nie doen nie, want sy lewe is 'n ander lewe. En 'n dier het 'n lewe, maar nie 'n siel nie. En 'n dier is 'n lewende wese, maar nie 'n siel nie. Maar God het vir die mens 'n siel gegee, so dan my siel. Wat is die siel? Die geaardheid van die Gees. En toe die siel van Christus gelaat is, nie gelaat is in die hel nie, maar opgeneem is deur die bloedstort van sy bloed, toe God hom opgeneem het na Golgotha. Dit het sy bloed daar vermeng op die kruis, en toe hy daar gestaan het, sy kop heen en weer geskit en die krone om sy kop, soos hierdie, met dorings, die bloed wat teen sy gesig afgeloop het, van sy lokke afgedrup het, op sy skouers, uitgeroep het in onbekende tale, my God, waarom het u my verlaat? Daar is die lam, dis die een. Dis die onskuldige wat gesterf het, sodat ek die onwaardige reggemaak kon word, sodat ek 'n reg tot die lewe kon hê. Dis die onwaardige, en ons is juist die onwaardige vir wie hierdie lam gesterf het. Nou kom jy hier na toe en lê jou hande op hom, sien en maak jou belydenis, en God antwoord jou terug met die Heilige Gees as 'n bevestiging dat hy jou ontvang. Want deur een offerhande, hier is dit, deur een offerhande het hy vir altyd volmaak. Daar het julle dit. Want die aanbidder wat elke jaar gekom het, was 'n voortdurende omtrent elke jaar teruggegaan, en hy moes die volgende jaar kom, dieselfde begeerte in sy hart. Maar toe hy een offer gebring het, deur homself in elke sonde, elke begeerte vir sonde, en alles uit die mens se hart weggeneem.
En hy staan volmaak voor die aangesig van God, nie deur wat hy gedoen het nie, maar deur wat Jesus vir hom gedoen het. En hy het die offer van die Here Jesus Christus aanvaar. O, wat 'n fantastiese dinge, vriend. Nou, terwyl ons dan nou die 19de vers, ons het omtrent 20 minute, laat ons dit nou alles in die skrifte insit. Nou, die 19de vers. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid hê om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Luister, hier is dit. Gaan nou in die heiligste plek in. Daar is 'n heilige plek, dan die heiligste plek. Allerheiligste is dit genoem. Die hoëpriester het eenmaal 'n jaar ingegaan, en wanneer hy het, was die eerste ding wat hy moes doen, was om homself te besprinkel. Die ark was agter die gordyn. En die hoëpriester moes gesalf word met die parfuum wat gemaak is uit die roos van Saron. Geen ander parfuum sou werk nie. Weet julle dat Jesus die roos van Saron genoem is? Wat is 'n roos? Waar kom parfuum vandaan? Van die roos af. Waar kom? Jesus was die lelie van die dale genoem, is dit reg? Weet enige iemand waar opium vandaan kom? Van 'n lelie af. Die opium kom van die lelie af. En wat moet die opium doen? Opium verlig pyn. Wanneer mense siek is en so verskriklik ly, hulle gaan van hulle kop af kranksinnig, gee hulle inspuiting opium, en dit kalmeer dit. Dit word stil. Dis in die natuurlike. Jesus in die geestelike is die lelie van die dale. En wanneer jy so 'n punt bereik dat jy nie meer jouself kan uithou nie, en die lewe beteken niks meer vir jou nie, het God 'n inspuiting opium vir jou, van die lelie van die dale, wat al jou probleme verlig. Hulle is almal weg. Jy hoef nie dronk te word van whisky om jou probleme te verlig nie. Hulle kom net weer reguit terug. Maar kom kry 'n slukkie opium van die lelie van die dale, en hulle is vir altyd verby. Laat kom, laat gaan wat wil, of jy lewe of jy sterwe, of jy dit, dat of die ander is. Niks skei jou van die liefde van God wat in Christus Jesus is nie. Daar word nie vir Christene 'n blombesaaide bed van gemak beloof nie, maar daar word genoegsame genade vir hulle beloof, vir elke belofte wat hulle het. Amen. Sê ek glo, ek voel baie godsdienstig net nou. Dink daaraan, ja meneer. Want wanneer ek moeg word en wonder, ek hieroor kan kyk en sien, hierdie gaan aan, daar gaan aan, maar ek dink, wag 'n oomblik, my goeies te sien, daar is die lelie van die dale. Now, what does the smell do? A smell, women's put perfume. Nou wat doen die reuk? 'n Reuk, vroue sit parfuum in hulle vir 'n aangenaamheid, en man sit naskeermiddel aan, partykeer, soos daardie reuke, slegte reuke, weggeneem sal word van jou. Wanneer jy iemand se teenwoordigheid instap met liggaamsreuke of so iets, parfuum is bedoel om daardie reuke weg te neem, sodat jy in die teenwoordigheid van persoon, dat jy nie vuil sal wees nie. Dis ondraaglik. Dis wat parfuum of seep met geurmiddels daarin. En jy was met seep en talkumpoeiers, of wat dit ook al is. Dis waarvoor hulle dit gebruik. Nou let op. Amen, ek voel net goed. Kyk, Jesus het gesê, sien, hy was die roos van Saron, en hy is aan God geoffer as 'n welriekende geur. En dan wanneer ons ondraaglik word voor God, en so, verskoon die uitdrukking, so stink sien dat ons sonde en dinge so sleg en so vuil is, dan kom ons na Golgotha en waar. 'n lelie of enige blom voor parfuum gemaak kan word. Jy neem 'n blom, dis pragtig. 'n Groot oggendlelie of 'n roos. Die roos van Saron is 'n pragtige blom. Terwyl dit blom, is dit pragtig, maar om geur daar uit te kry, om 'n parfuum te kry, moet dit fyn gedruk word. En hulle druk dit fyn en druk die parfuum daaruit. Julle sien, Christus toe hy hier op aarde was hy pragtig. Hy het die siekes genees, hy het dooies opgewek. Sy lewe was onvergelykbaar. Hy was pragtig. Maar om jou te maak soos wat hy was, toe God afgekyk het, het hy gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het, gesê, julle offerhands het 'n stank in my neus geword.
maar hierdie is wie ek 'n welbehaag het. Nou, hy het 'n welbehaag gehad, en om ons 'n welbehaag te maak vir God, moes hy fyn gedruk word op Golgotha, en die sondes van hierdie wêreld moes die lewe uit hom uitdruk. En hy het gesterf by die sondes van die wêreld gedra, sodat ons gesalf kon word met die roos van Saron. Hy was die lelie van die dale, vir ons ongeregtighede is hy deurboor, 'n welriekende geur, deur sy wonde daar vir ons genesing gekom, die lelie van die dale wat vir ons opium gee, om ons siektes en pyn te verlig. Wat 'n wonderlike prentjie. Nou die hoëpriester, voordat hy in daardie allerheiligste kon ingaan, die eerste ding moes hy 'n sekere gemaakte kledingstuk hê. Dit kon nie deur enige iemand gemaak word nie, moes deur heilige hand gemaak word. Dit wys dat ons klere, hier is dit, ek het nou net by my opgekom, broer, as jy net 'n kerkkleed aan het, beter jy ontslae raak van die ding, jy kan nie in die allerheiligste ingaan nie. Die kledingstuk wat die hoëpriester gedra het, daar binne moes gemaak word uit, deur heilige hande, 'n uitgesoekte stuk materiaal, amen, verordeneer deur God, daar is dit. So as jy by kerk aangesluit het en dink jy's reg as jy verkeerd sien, dit moet 'n Godverkose kleed wees. Ons eie geregtige vodde sal nie standhou in sy teenwoordigheid nie. Dit verg die Heilige Gees wat die kleed van God is, wat die gelowige beklee om agter die allerheiligste in te gaan. O, dis goed, ek hou daarvan, dit was 'n nuwe een. Het nog nooit tevore so een gesluk nie, maar dis reg, net daar is soort. Dis die regte vitamien C, dit verg die Heilige Gees. Kyk na die gelykenis van gegaan na die bruilofsmaal, en almal by die bruilofsmaal moes 'n sekere kleed aan hê, en het 'n man daar ontmoet wat nie daardie soort kleed aangetree het nie, en het gesê, vriend, wat doen jy hier? Hoe het jy ingekom? Nou sien, as julle die gelykenis ken, in die ooste daar oorkant, in die oostelike lande, wanneer hulle 'n bruilof hou tot vandag toe, moet die bruidegom uitnooi wie hy ook al wil. En God kan. Niemand kan na God of kom na Christus toe as God hom nie eers roep nie. Sien, dis uitverkiesing van God. Nou hou goed dop. En dan die bruidegom, as hy die uitnodiging gemaak het, moet hy die klede verskaf. En geen man, want hy nooi die armes, hy nooi die rykes, maar op elke man dieselfde te laat lyk, moet hy dieselfde soort kleed aan hê. Die arme moet hê wat die ryke het. Begryp julle dit? Nou wanneer God 'n arme man die Heilige Gees gee, is dit dieselfde Heilige Gees wat hy vir die ryk man gee. Sien, hulle moet almal dieselfde wees. Dat wanneer hulle in die teenwoordigheid van God inkom, niemand kan sê ek is beter geklee nie, want dit is dieselfde bloed, dieselfde genade, dieselfde Heilige Gees wat julle dieselfde laat optree. Die ryk en arme man moet dieselfde wees. Dis presies die gelykenis. Let op, en dan wanneer hulle kom met hulle uitnodiging, die klede word uitgedeel by die deur, die manne daar gestaan en hy het sy uitnodigings gewys dat hy gekom het en hy bied dit aan. Hulle doen dit nou nog in Indië. En so, hulle kom in die bruilof in, die portier staan by die deur, die huisman, en jy gee jou uitnodiging. Ja, meneer? Hulle sal hier na agter toe strek, 'n kleed kry, net 'n kleed en dit vir hom aantrek. Hy stap in. Dit wys dat hy amptelik uitgenooi was, hy amptelik aanvaar is, en nou is hy 'n lid. Amen, daar het julle dit. Nou God, die Vader, die Heilige Gees gaan uit en gee jou 'n uitnodiging na die bruilofsmaal sien. Nou dan hang dit van die bruidegom af om die klede te voorsien. En hy het deur sy eie lewe die Heilige Gees uitgegee. En hy kom na die deur toe, amen, met jou uitnodiging. Jesus het gesê, ek is die deur van die skaapkraal. En wanneer jy inkom deur Jesus naam, ontvang jy die doop van die Heilige Gees, het dit reg. Ontvang die Heilige Gees, dan gaan jy in en jy word 'n lid van die familie van God. 'n Lid, jy sê 'n lid, sekerlik. Sal ek 'n diensknegt word? Nee, jy word nie. Jy word 'n lid. Julle is nie diensknegt nie. Julle is seuns en dogters. Ons is nou seuns en dogters van God, 'n lid van God se familie. O my goeiste, ek mag in 'n krot woon, maar ek's die koninklike bloed. Daar het julle dit, 'n lid van die huishouding van God. Dis skrif, dis wat die skrif sê.
Watter groot liefde het die Vader in ons bewys sien, dat ons die seuns van God genoem kan word. O goeiste, daar is hulle, die lidmaatskap. Nou die hoëpriester moet gesalf word met die ingaan. Hy moes die bloed van 'n dier saam met hom neem of hy sou sterf. En nog iets van sy kleed. Het julle geweet aan die soem van daardie kleed? Het julle ooit geweet wat aan die soem daarvan was? Het iets aan die soem daarvan gehad, en elke dit was klein goedjies wat afgehang het op die punt van die soem van sy kleed, en dit was 'n granaat en 'n klokkie, 'n granaat en 'n klokkie. En hy moes op 'n sekere manier loop as hy ingegaan het. Hy kon nie homself net op enige manier maak nie, hy moes op 'n sekere manier loop. Want elke keer wat hy 'n tree gegee het, moes daardie klokkies lui, en wat teen die granate stamp, heilig, heilig, heilig aan die Here. Dan het die Here hom hoor nader kom. Amen, halleluja. Daar is dit, God hoor jou as jy op God se voorsiende weg in jou toenadering kom, want jy kom aan die uitroep in jou hart, heilig, 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 Here God almagtig. Daar kom jy in egter wanneer jy kom op soek na die Heilige Gees sien, heilig, 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 Here God almagtig. En dan die gemeente, die enigste manier wat hulle geweet het, nou as jy daar ingegaan het, nie presies so aangetrek nie. So hy sterf in die deur. En hy het glad nie weer uitgekom nie. Hy het daar binne gesterf as nie ingegaan het nie, aangetrek en gesalf om in te gaan. Nou, die enigste manier wat die gemeente geweet het of hy reg was of nie, o goeiste, die enigste manier wat die wagtende gemeente geweet het of die hoëpriester reg was of nie, hulle het die geluid van daardie klokkies gehoor. Daar was 'n geluid daar binne en dis hoe hulle geweet het, hy was reg of nie. Ek wonder of dieselfde ding vandag werk as jy verby 'n kerk gaan en alles is net dood en stil, weet ek nie. Maar hy maak 'n geluid, julle weet, en hy laat die mense weet dat God steeds op die troon is, God gebed antwoord, mense steeds die Heilige Gees tot eer van God uitroep, God verheerlik, baie geraas maak. Die gemeente sê wel, hy moet hier rond wees, hierdie is 'n lewendige plek. Wanneer ons in die allerheiligste ingaan en aanspraak maak om Christene te wees, moet daar 'n bietjie geraas gemaak word. Ek bedoel nie een of ander klomp onsin nie, ek bedoel regte, egte geraas, dis reg. Nou kyk hier, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, met die nuwe en lewende weg, nie die ou wet nie, toe hy dit vir ons versoen het vir deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart en met volle geloofsversekerheid. Die harte deur besprenkeling gereinig van slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van ons hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Dit neem dit net alles uit, o goeiste, ek hou hiervan, maar ek reken ons sal moet afsluit. Maar wanneer ons opstap voor God, laat ons nie gaan sê, wel nou, ek wonder net of alles reg is, ek nie, is jy Christen? Wel, ek hoop ek is. Dis geen manier om te kom nie. Broer, glo die storie, aanvaar dit en word weergebore. Stap dan met suiwer geloof in hierdie wete dat God beloof het en God nie kan lieg nie. God het my ewige lewe beloof as ek geglo het aan sy seun Jesus Christus. Ek het dit geglo en hy het my ewige lewe gegee. Ek het baie foute gemaak, maak hulle steeds, sal hulle altyd maak. Maar wanneer ek hulle maak, sê die Heilige Gees vir my dis verkeerd. Dan bely ek net daar, Here vergewe my, het nie bedoel om dit te doen nie. Help U my nou, ek loop net aan, dieselfde ding. Want net sodra dit van my lippe uitgaan, as ons sonde bely, is hy regverdig om hulle te vergewe. Is dit reg? Halleluja! Die duiwel sê, weet jy wat, ek sal jou sê, jy was veronderstel om 'n sekere ding te gaan doen het. Jy het dit nie gedoen nie. Jy het gesondig, het jy nie? Ek sê, ek het dit bely. Wel, ek sê jou, nee, moenie met my praat nie. Nee, meneer. Ek het volmaakte geloof van hom wat vir my gesê het. As ek my oortredinge bely, sal hy my vergewe. So ek bely dit, gaan net weg van my af. Ek gee in elk geval niks om vir jou nie. So bly net aanbeweeg.
Loop vrymoedig reguit aan daarin, as die dood daar lê. Dis alles reg beweeg, reguit aan daarin, met 'n volmaakte geloof, dat God beloof het, dat hy jou so oprig in die laaste dae. Ja, meneer. Soos ek julle vertel het, weet nie of ek julle vertel het of nie. Hier 'n paar dae gelede voor ek oor see gegaan het, het ek gestaan in Jean, ek het amper gedoen soos jy gesê het. Ek het hare wat ek oorgehad het probeer kam. Die vrou het na my gekyk, sy het gesê, skat, sy het gesê, jy beter een van haar haarstukke dra, wat hulle jou hier buite in Kalifornië gegee het. Ek het gesê, skat, ek hou baie van hulle, maar ek is net skaam daaroor. Sy het gesê, goeieste bil, jy vat regtig, jy het regtig baie hare verloor, is dit nie? Ek het gesê, ja, dis reg, maar ek het gesê, o, halleluja. Sy het gesê, hoekom sê jy halleluja? Ek het gesê, ek het nog nooit een van hulle verloor. Sy het gesê, jy het nog nooit een verloor nie? Ek het gesê, nee. Ek het gesê, sien skat, ek word oud. Ek het gesê, ek is amper 45 jaar oud. Ek het gesê, ek is ou man, gesê, ek is nie. Hoeste, het ek gesê, ek word oud. En maak geen verskil vir my of ek kaalkop is of wat nie. Maak nie saak vir my nie. Solank ek nie gaan so maklik slegte verkoues kry nie, ja. En sy het gesê, wel, ek het gesê, maar sy het gesê, wel, waar jy het gesê, maar jy het gesê, jou hare is nie weg nie. Ek het gesê, hulle is nie, wel het ek gesê, Jesus het gesê, daar sal nie een haar van jou hoof vergaan nie, sien. Sy het gesê, bedoel jy wel? Ek het gesê, skat, in die opstanding, wanneer ek uitkom, as 'n jong man soos ek was, toe ons getroud is, reg op skouers, nie 'n plooi nie, swart golwende hare, ek het gesê, dis hoe ek weer sal lyk, ja meneer, ek het gesê, ek sal nooit weer een van hulle verloor nie. Sy het gesê, wel, waar is hulle? Ek het gesê, ek sal vir jou iets vra en dan, as jy my antwoord, sal ek jou antwoord. Sy het gesê, wat? Ek sê, waar was hulle voor ek hulle gekry het? Sy het gesê, wel, ek reken God het. Ek het gesê, dis waar hy hulle het ook. Ek het gesê, hulle is steeds daar. Elke vitamien wat in hulle was, elke lewenssel wat in hulle was, elke atoom wat in hulle was, elke stukkie petroleum wat in hulle was, elke stukkie lig wat nodig was om hulle te maak, God het dit in sy hande gehad. Nie een van hulle het vergaan nie, hulle is elkeen iewers in die hande van God. Ek kyk, my oë sak af, sakkerig aan die onderkant, groot plooi op my voorkop, en partykeer moet ek amper skeel kyk om na my Bybel te kyk. En die dokter het vir my gesê, ek het volmaakte sig 2020, maar gesê, sodra jy oor as 40 is, raak jy oogballe plat, en kan jy nie te naby jou lees nie. Ek het gesê, ja meneer, ek weet het. Hy het gesê, jy hou aan om jou Bybel weg te stoot, en die Bybel weg te stoot, gesê, naderin gaan hy dit hier ver weg hê. Ek het gesê, ek sal net groter letters kry, of so iets soos dit. Hy het gesê, wel, dis net 'n natuur. Ek kyk daar ver uit, ek kan 'n haar op die rand van die bord sien lê. Hy het gesê, wel, jy is 40 jaar oud, meneer. Hy het gesê, jou oogbal het eintlik, net soos wat jou hare grys word en so voort, gesê, jy moet dit net hê. Ek het gesê, Ek het na dit alles gekyk, ek het opgelet my skouer en staan kromskouer. Ek was altyd soort van jonk en atleties. Ek word nou vet. Ek het 40 pond ekstra van gewig. Ek het platvoet om mee te begin en nou is dit moeilik om rond te loop. Skeete en pyne wat kom, wel, ek word oud. Dis al. Ek het nie meer al hierdie glans nodig wat ek gehad het nie, maar ek het nie enige daarvan verloor nie. Elke meter wat hulle was, vel wat my jonk gemaak het, God het hulle nog steeds, dis reg. En hierdie ou dop wat dit aanswoeg, dis al. Naderhand sal dit oud en geploi word en miskien soos die res van die habies maak aan my ma se kant. Wat hulle het gesê, ek lyk soos 'n habie. Almal van hulle kry die verlamming. Julle onthou almal vir oupa, die een wat die kerk hier gebou het, julle weet, hy het altyd gebewe so gegaan gesien en het die verlamming gehad. Ek het 'n arme moeder opgelet nou die dag. Hoop sy is nie hier nie, maar ek weet nie of. Wel, in elk geval, sy het begin om 'n koppie op te tel. En arme ding soos daarie en haar hande soos daarie en ek het gekyk na die plooie wat dan gedink, o genade. Ek kan dit maar net sowel sê, sy sit daar sien gesê ek's nie en sy kan dit vat, maar en kyk, my hart het amper uit my mond gespring en ek my kop gedraai. Ek het dink, God, hoeveel keer het dit trane uit my oë gevryf en nou het sy verlamming aan die bewe en ek het gedink, ja, ek sal ook eendag daarby kom as ek lewe. Maar broer, een van hierdie dae sal ek net die ou wiele van ou sterflike lewe sal almal stil staan. Wanneer dit gebeur, gaan ek oor na Sion se heuwel om 'n rukkie daar oorkant te woon. Ja meneer, al hierdie ou sterflike ding. O, nou, hy het gesê, daar wag.
vir my 'n blye môre, waar parelpote wyd oop swaai. En as ek die droefheid sluier oorsteek, sal ek kan kamp daar aan die ander kant. Eendag buite bereik van sterflikheid. Eendag net God alleen weet wanneer, waar die wiel van sterflikheid sal stil moet staan. En ek sal gaan te woon in Sion's land. Dalner soete strijd waar, kom om my huis toe te dra. Dalner soete strijd waar, kom om my huis toe te dra. Dis reg, mis sal begin vloei oor my gesig. Miskien sal die dokter inhardloop en sê, wel Billy, dis alles verby, o goeieste. Ek weet daar jou swart kamer sit daar oorkant en 'n hartklop gaan reg daarin. Ek wil nie gaan soos 'n lafaard nie. Ek wil my toedraai in die kleed van sy geregtigheid met hierdie wete dat ek hom ken in die krag van sy opstanding. En eendag wanneer hy roep, sal ek onder die dooies uitkom en weer vir ewig lewe. Om Christus te ken is om lewe te ken, dis reg. En ek gee nie om nie, ek mag dalk nie my ABC's ken nie, maar ek wil Christus ken, dis reg. Ek mag dalk nie al die teologie ken nie, maar ek wil Christus ken. Ek mag dalk nie van die president weet en of hy 'n goeie man of 'n slegte een is nie. Ek wil Christus ken, dis reg. Om Christus te ken is lewe, dis reg. Om die president te ken en hierdie ander te ken is aansien en om beroemdes en goed te ken. Maar ek gee nie om daarvoor nie. Ek wil Christus ken in die krag van sy opstanding, wetend dat ons vanaand 'n hoëpriester het wat sit aan die regterhand van God in sy majesteit daar wat voorspraak maak. Dan wil ek vashou aan daardie belydenis. Oor daardie 14 verskillende godsdienste van slangaanbidders en koeiaanbidders en alles. Ek sê menere van die godsdienste van hierdie wêreld, wat kan julle godsdienste voortbring vir hierdie arme blinde man wat hier staan? Daar was hy gekyk na die son vir 20 jaar. Hy was heeltemal blind. Ek sê, wat kan julle godsdienst vir hierdie man doen? Niks in die wêreld behalwe vir hom een of ander soort mythiese iets aanbied daar buite wat sê, miskien sal Mohammed hom eendag genadig wees en sy siel red. Miskien dat julle dink as hy steeds in die son kyk en aan in sy kop so hou, wanneer hy sterf sal hy gered word. Ek sê, hy kan niks aanbied nie, maar die bloed van Jesus Christus, halleluja, kan hy net vir hom ewige lewe aanbied nie, maar kan dit net hier in julle teenwoordigheid bewys, kan hom daar die sig teruggee wat hy eens gehad het. Ek sê, as hy dit doen, sal julle menere van die godsdienste van hierdie wêreld, wanneer amper honderde, duisende mense wat het gehoor het en hier binne vergader het, natuurlik, ek kon nie by soveel uitkom om daar net te luister nie, want jy kon nie soveel sien nie, maar ek het gesê, sal julle Jesus Christus aanvaar, as hy dit sal doen. Hy het hulle hande opgesteek, daar die swart hande in die lug, hulle sou dit doen. Ek het gesê, bring die man hier. Toe hy daar opgestap het, het ek gesê, meneer, jy is blind, en as Jesus Christus jou sig sal herstel, sal jy beloof jy sal hom dien? Hy het gesê, ek sal Jesus Christus lief hê en geen ander God as hy aanbid nie. As hy my sig sal herstel, sal ek weet dat hy opgestaan het uit die dood. Ek het my hand op hom gelê. Ek het gesê, dierbare God, as sterflike hande, 'n werkende man, 'n sondige persoon. Maar as u soek na heilige hande, wie sal hulle hê? Maar ek kom met 'n geloofsdaad, dat u my gesê het om dit te doen. En ek kom nou nie om slim te wees, om groot te praat nie, maar ek kom omdat u gesê het, hulle moet dit doen. Ek glo u woord. En nou, terwyl duisende hier is net rondstaan, hulle aanbid afgode en al die res, laat dit vanaand bekend wees dat u die ware en lewende God is, wat Jesus Christus opgewek het uit die dood, deur hierdie man sy sig te gee. En die man met trane wat teen sy wange afloop, het hy gesê, ek sien, en af deur die gebou het hy gegaan, so vinnig as wat hy kon met sy sig. O goeieste, dis genade onbeskryflik groot, o so die klank wat 'n ellendige soos ek kon red. Ek was eers verlore daar buite perde, wedder en alles op Sondag. Ek was verlore, maar is nou gevind. Ek was blind, maar nou sien ek. Kyk broer, dis hierdie goeie oudheidse Heilige Gees godsdiens. Dis genade wat my hart leer vrees het. Dis genade wat my vrese verlig.
Hoe kosbare daardie genade gelyk, die uur toe ek kon glo. Ja, meneer, o goeieste, as ons 10.000 jaar daar was, helder geskyn soos die son, sal ons nie minder dae hê om te prys, as wat ons het aan die begin nie, o goeieste. Deur baie gevare, beproewinge en strikke het ek al reeds gekom. Dis genade wat my geleer het, of my veilig gebring het so ver. Dis genade wat my sal vorentoe dra. O goeieste, hoe lief is ek vir hom. Dis sy genade, niks wat ek kon doen nie, niks wat ek kon doen nie, niks wat jy kan doen nie. Maar ons wat kom vanaand as Christen, mans en vrouens wat bely dat ons onwaardig is en hom aanvaar as ons in ons plek. Daar die een te aanvaar wat ek weet, net so seker as wat God hom aanvaar en hom opgewek het hy my in 'n figuurlike vorm opgewek, dieselfde tyd wat hy Christus opgewek het. Amen. Hoe ek moet stop, maar kyk, in 'n figuurlike vorm het hy my dieselfde tyd opgewek wat hy Christus opgewek het. Hy het jou dieselfde tyd opgewek wat hy Christus opgewek het, want dit was vir ons regverdigmaking. Kyk, as jy gered is, het jy dit. Hulle wat hy verordeneer het of geroep het hy geregverdig. Hulle wat hy geregverdig het hy alreeds verheerlik in Christus Jesus. Dis reg. Het hy verheerlik alreeds in Christus, in God se oë, wat daar ver terug, 'n miljoene van jare voor daar 'n wêreld was, toe die woord by God was. Dit was God se gedagte, toe sy woord, toe het dit gematerialiseer daar buite, en net op dieselfde tyd wat hy Christus aanvaar het hy my in Christus aanvaar. En oorkant in die wêreld wat sal kom, met my en jou en alle Christene deur alle eeue, sal hom lief hê en saam met hom woon en eindelose ewigheid geniet, saam met ons, Here Jesus Christus, ons dierbare verlosser, o goeieste. Broer Robeson, dit laat my soos 'n ander mens voel sien. Skuur oudtydse, net die lees van die woord van God, julle nie uit nie. Sien, skuur jou net uit. Soos ma altyd so maak in vrugtefles tyd. Moet die vrugteflesse inmaak, julle weet, hulle vol ingelegde vrugte in goed maak. Sy sou my hulle uitgaan, hulle skrop net so hard as wat ek hulle kon skrop met 'n ou lap. Het 'n klein handjie gehad, daar kon inkom en hulle skrop. En dan sou hulle neem en hulle steriliseer, hulle in kokende water sit en hulle steriliseer. Dis net so hard kook as wat sy kon daar die flesse. Ek kon nooit sien hoekom sy hulle gekook het nie. Maar sy wou al die kieme uit hulle uithaal, want as daar kieme daarin was, sou dit die ingelegde vrugte of goed wat sy daarin sou sit, suur maak. So dit wat ons moet doen wanneer ons na Christus toe kom, daar afgaan tot die Heilige Gees ons gesteriliseer en ons heeltemal uitgekook het, dan kan God die Heilige Gees daarin sit sonder enige versieringsproses. Julle sien, hy sit dit net daarin en hy's net die heeltyd soet. En ma het altyd ingelegde vrugte gekook. Het julle al ooit een van daardie ou groot ketels gesien? Jy gaan uit en sit dit op baksteen, julle weet, en met hout daaronder sit soos daardie. Ek het tydens inlê 'n tyd daardie ou geel ranktamaatjies gehad en sy sou omtrent 'n pliksel van hulle daarin gooi en suiker insit. En sy sou my laat houtkap, julle weet, en ek sou gaan houtkap en dat daaronder sit, julle weet, en dit sou begin kook en die stoom sou opkom en ek het gesê, ma, is daardie goed nie gaar nie. Sy het gesê, nee, gaan kap nog 'n heuningpaal. Hier sou ek inkom, julle weet, en sweet wat my aftap en dit daaronder sit en ek sou sê, ma, dink jy dit sal genoeg wees? Jy beter nog een kry. En sy sou daardie goed laat kook tot hulle, julle weet, die suurstof of iets daaronder sou inkom en laat skiet, julle weet, so daardie opskiet. Want hulle so was, het sy gesê, hulle was gereed om ingelê te word. Hulle het so warm geword, hulle kon nie meer verduur nie en hulle moes spring sien. So ek reken, dis hoe God ons moet kry, julle weet, net al die duiwel uit jou uitkook totdat jy spring in heerlikheid. Dan is jy gereed vir inlê en dan het God jou verseël, jy weet. So dis wat ons hier nodig het, is 'n goeie oudtydse diens tot alle vyandigheid, alles wat nie soos Christus is nie, heeltemal uitgekook te sien. Net uitgekook totdat hy kom, Here, ek's jammer, broer, vergewe my, ek het nie bedoel om dit te doen nie, ek sal dit nie weer doen nie, o God, wees my genadig. Dan raak jy gereed om ingelê te word, jy sien, God maak gereed om jou regtig te gebruik. Wanneer jy daardie goed terugneem wat jy gesteel het, jy weet, en dit regmaak te sê, broer, ek het nie bedoel om dit te steel nie, jy weet, nee meneer, ek selfs gewillig om, ek sal jou dubbel terugbetaal daarvoor sien, dan kom jy reg, dan jy weet, dis reg, daar is wat ons nodig het, o goeieste. Ek sal die oudtydse godsdienst vir julle sing, as julle wil hê, ek moet sing die vers, ek sal die vers sing, dan sing julle die koortjie.
Dis die oudtijds Heilige Geest. En die duivel bly daar weg van. Dis hoekom mense daarvoor bang is, maar dis goed genoeg vir my. Gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, en dis goed genoeg vir my. Dit sal werk wanneer ek sterwe, dit sal jou laat ophou lieg ook, sal die duivel van jou wegjaag, dis goed genoeg vir my. Gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, en dis genoeg vir my. Sien, dis so goed, ek soek geen ander, dit gee my liefde vir my broeder, dit bring verborge dinge aan die lig, en dis goed genoeg vir my. Gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, gee my die oudtydse godsdienst, en dis goed genoeg vir my. Nou, hoeveel hier het daar die oudtydse godsdienst? Steek jou hand op en sê, ek het die oudtydse godsdienst, het die oudtydse godsdienst, het die oudtydse godsdienst, en dis goed genoeg vir my. Nou, dierbare Vader, ons partykeer, ons raak bly en ons tree net regtig op soos 'n klomp kinders. Dis omdat ons vry is, ons is nie onder die gevangenskap van boosheid, of enige tradisies, of enige goed van die ouderlinge nie. Ons het net vry in die Heilige Gees dat ons kan sing en U aanbid en gemeenskap hou rondom die woord en ons selfs geniet. Daarvoor prys ons U almagtige God. O, na die aanskou van al die chaos van formele godsdienste en allerhande afgode diens, en om te dink dat U so goed was vir my, om my U te laat ken in die krag van die opstanding, en om ander daarvan te kan vertel. Ons is so bly. Seën hierdie kerkie vanaand, Vader, seën elkeen hier, as daar vreemdelinge in ons poorte is, seën hulle elkeen, Vader, maak ons 'n seën vir ander. Hou die krag van God oor ons, reinig ons siele van bose gedagtes, en as boosheid op ons pad sou kom, mag ons vinnig ons koppe wegdraai, Here, en wegloop. En nou, Vader, bid ons dat U ons saam sal seën vanaand. Gee ons 'n wonderlike tyd, en nou wanneer ons die siekes en beproefdes gaan roep, bid ons dat die elkeen van hulle sal genees. Mag verheerlik word, verheerlikheid alles wat gedoen of gesê is, want ons vra dit in Christus naam. En terwyl ons hoofde gebuig het, enige van julle hier wil sê, Bill, net in my eie siel nou wil ek net God se aanvaarde weg en voorsiende weg volg. En ek wil jou graag vra, terwyl niemand anders kyk nie, gaan ek my hand opsteek en sê, Bill, bid vir my dat God my net sy genade sal gee en my 'n beter Christen maak. Sal jy jou hand opsteek? God seën jou, dis goed. Vader, U sien hulle hande, en ek bid dat U hierdie seëninge sal skenk. Mag U liefde en genade op hulle almal rus, en as hulle gesondig het, of enigiets gedoen het, dan bid ek, Vader, dat U hulle sal vergewe. As daar enige in ons midde is vanaand, Here, enige plek in die gebou, man of vrou, seun of meisie, wat nie net presies gered is en onder die bloed nie, Vader, bid ek dat U dit net nou sal doen, en mag hulle gelowiges word. U het gesê, as julle kan glo. En ons glo wat? Glo dat God sy seun in hierdie wêreld ingestuur het en sonde geword het in ons plek. En ons is niks werd, en ons bely dat ons niks werd is, en aanvaar hom as ons verlosser. Dis wat ons glo, Vader, daarin het U ons ewige lewe gegee. O, ons is so bly, U het gesê, U sal dit vir ons gee, omdat ons glo het aan die Seun. En Jesus het self gesê, dat as ons in hom glo, dat ons ewige lewe het. So ons is dankbaar hiervoor. Seën ons nou vanaand en vergewe elke sonde, en mag nie een persoon wat vanaand in hierdie diens was, ooit weggewys word nie, maar mag hulle ewige lewe hê, omdat hulle hier vergader het vanaand en in U geglo het. En Vader, ek bid dat U nou oor hulle sal waak, en hulle sal seën in alles wat hulle sal doen of sê. En mag hulle na U toe kom in vrede in die laaste dae. Mag ons almal daar vergader in hierdie aand onthou, toe ons bymekaar was. Skenk dit deur Jesus naam. Amen.
God seën julle my dierbare vriende. En nou sal Teddy hierna toe kom na die klavier toe. En hulle vir wie gebid moet word as julle rondom die altaar sal vergader net vinnig. Ons sal net 'n paar minute langer wees. Ons sal probeer uitwees om 9:30 as julle nou kom. Wel, ek het 'n brief hier om te lees wat iemand hier vir my gestuur het. Dit mag belangrik wees vir my om dit net nou te lees, so net. En die res van julle bly net in julle sitplekke terwyl daar vir diegene gebid word. Ek weet Suster Huddle is hier om voor gebid te word. As daar enige iemand ander is, wel.